Goeiedag en baie welkom by Insig, die program waar ons in diepte studie uit God se woord uit doen. Ons gaan voort met ons studie in die boeke van Filippense en Kolossense. En ons is nou eintlik klaar met Filippense en ons gaan nou oor na Kolossense toe, waar Paulus vir ons probeer sê en verduidelik dat Christus is die voortreffelike een en dat ons na hom moet opkyk en dat hy alles vir ons gedoen het, van die skepping af tot by verlossing. Vandag weer eens saam met my in die ateljee, Ronay Firstenburg, spreekdirekteur van Kompas Pastorale Bedieninge. Goeiedag en baie welkom by Insig Ronay. Is goed om jou weer hier te hê, dat ons kan aangaan met ons lesse en ons is eintlik al klaar. Ons is halfpad deur ons reeks met Filippense is ons klaar. Nou gaan ons terug. Onthou ons het in die begin het ons met Kolossense en Filippense so saam begin en nou gaan ons voort in die boek van Kolossense. Baie welkom ook hier saam met ons en ons is dankbaar dat ons weer saam met julle in julle huise kan kuier. Ronay, sal jy vir ons open met 'n gebed? Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die voorreg om weer uit u woord uit te kan studeer. Maar Here, ons vra dat u asseblief vir ons sal vul met u Heilige Gees, met insig en met wysheid, sodat wat ons vandag studeer 'n dierbare lêplek in ons harte sal kry, wat ons sal laat groei in u en deur u, sodat ons roeping in u kan vervul. Ons vra dit in u naam. Amen. Amen. So ons gaan nou kyk en ons wil vir die uitnooi om saam met ons te blaai na die boek van Kolossense toe en ons gaan daarso van hoofstuk 1 vanaf vers 15 af gaan ons daar 'n paar verse lees. Dalk kom ons begin by 15 en ons lees tot by 20. Dis al die verse wat ons gaan behandel en dan kan ons een stukkie vir stukkie deurlig gaan. Ja. Okay. Hy is die beeld van die onsigbare God, die eersgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemel en op aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. En hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. En hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente, hy wat die begin is, die eersgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Want dit het die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemele. Ai, dis weer so tipies van ou Paulus, nee. Skryf dit 'n mens moet om 'n tweede slag deurlees, dat ons hier mooi kan verstaan wat hy sê. So, as ons hom begin lees, dan begin hy vir ons so half tog, so half op 'n snaakse noot. Hy sê, hy is die beeld. So ons weet hier, as ons na die vorige verse kyk, dan verwys hy daar na die een wat ons verlos het. Vers 13 sê, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, en wie ons die verlossing het deur sy bloed. So daar kom hy en verwys na Christus toe, verlossing in hom, en ons kry vergifnis van ons sondes deur sy offer wat hy vir ons gegee het, en nou gaan hy aan en hy sê, hy, hierdie ene wat vir ons gekruisig is, hierdie ene wat die verlossingsplan uitgewerk het, hy is die beeld van die onsigbare God. So hier kom ons nou by 'n woord, en dit laat my dadelik terugdink as ons teruggaan na Genesis toe. En die Here het gesê, laat ons mense maak, na ons beeld. So hier kry ons, en as ons na baie ander gedeeltes in die skrif kyk, dan kry ons baie keer van 'n beeld van iets anders, of hierdie ene stel daai een voor. Nou hier sien ons, hy, Christus, is die beeld van die onsigbare God. Met ander woorde, ons kan nie die Vader sien nie, maar as ons na Christus kyk, dan is hy 'n weerspieëling van die Vader. Maar hy is nie net, soos ons nou sal sê, die seun lyk soos die pa nie. Weet, ja, fisies nie. Fisies
En ek wil amper sê so morales nie. Die seun hier, Christus, is die ware beeld en hy toon vir ons hoe die Vader waarlik is. Dis reg. Ek dink een van die mooiste idees wat hy vir ons skep in hierdie teksvers is dat onthou Christus het gesê as julle my gesien het, het julle my Vader gesien, nie waar nie. Hy het nie net bedoel fisies hoe hy lyk nie. Wat hy bedoel het is as julle wil verstaan hoe die Vader is, wie hy is en die begrip vir hom wil hê, moet jy my ken. Ja, As jy my as die seun ken, dan het jy alles nodig wat jy wil weet van die Vader. En dit sluit eintlik mos nou in grootendeels sy karakter in. ja, Hoe hy liefhet, hoe hy omgee, hoe hy versorg. So ons moet versigtig wees om na hierdie verse te kyk en net bloot 'n idee te kry van van die fisiese hoe beeld. hoe die fisiese beeld van Christus gelyk het en sê o, nou weet ons hoe lyk die Vader. Dit is nie waarna dit verwys nie. Dis amper daai selfde vergelyking is wat ons het, wat ons sê, alles wat julle in my naam vra, en as ons so geneig om te sê, in die naam van Jesus Christus, amen. Dit is nie net die letterlike naam, as ons na die naam vergelyk nie, maar dit gaan ook alles waarvoor daardie naam staan. Dis reg. En hier kry ons dieselfde ding wat ons moet deurtrek. Hy is die beeld, alles waarvoor hy staan, staan die Vader. En dit is, dan sal ons hom kan sien, en dit is die ander gedeelte wat Christus vir sy disippels ook later gesê het, nie? Ek is al so lank aan julle, en julle sê vir my, julle ken nie die Vader nie. As julle my gesien het, het julle hom gesien. So dis na daai gedeelte wat ons kyk. En dan die tweede gedeelte wat daarmee inkom, is dan sê hy, die eersgeborene van die hele skepping. Nou as 'n mens net daardie gedeelte ken, net so lees en jy vergeet van al die ander en die res van die Bybel, wat sê dit vir jou? Dan klink dit vir ons of Christus geskep is. Ja, Nee, nie waar, asof hy 'n geskepsel was, die eerste geborene van die skepping. Dit is hoekom dit so belangrik is om jou Bybel in konteks te lees, nie waar nie. Hierdie het nie verwys na die skepingsoomblik van die Christus nie. Dis nie waarna dit verwys nie. Vir ons is dit 'n bevestiging dat die hele ganse skepping is onder hom, aan hom oorgedra, dit is aan hom gegee. Ja. En hoe kosbaar is dit vir ons om Christus op so 'n manier te aanskou, met die wete dat alles is onder hom, aan sy hande geplaas en hy is die een wat ons versorg. Ja, en hier kom hy na hierdie eersgeborene is vir ons as ons kyk na die gedeeltes hier, dan sê dit vir ons dit is waar die dinge ook begin het by hom. So ons moet dit nie net sien as fisies gebore nie, want onthou Christus was van die begin af saam met die Vader, nog altyd daar. Right. Ons kan dalk sê, ja, hier, hy is die eersgeborene van God, uniek in sy soort, as 100% God, 100% mens, nie? Maar, wat hy hier vir ons sê is, alles van die skepping het begin by hom. En alles het deur hom ontstaan. As ons Johannes hoofstuk 1 gaan lees, dan sien ons, en die woord was by God, en die woord was God. En alles het deur hom ontstaan wat ontstaan het. So ons moet dit in konteks saam lees, en dan sien ons hier, so die hele skepping het deur hom ontstaan. So wat jy sê is, hy is die bron. Hy is die bron, maar nie net die skepper nie, ook die instandhouer van alles. Want as ons nou by vers 16 kom, dan sê dit daar vir hom, want in hom is alle dinge geskape. In hom is alle dinge geskape, wat in die hemele en op die aarde is. Paulus probeer hier vir hulle baie verduidelik en sê, luister, moenie net dink, dit gaan dalk net oor die mens nie. Dit gaan dalk net oor die natuur nie. Dit gaan dalk net oor hierdie aardbol nie. Dit gaan net oor die Jode nie. Christus was nie net die Christus van die Jode nie. Ja. So, want onthou, dit is, ek dink, een van die groot uitdagings waarmee hy gesit het met die mense van sy tyd. Daar het 'n punt gekom wanneer die Joodse volk begin dink het, maar hulle is die enigste volk wat aanspraak kan maak op redding. Dit was 'n baie groot probleem wat geslagte nou al
daardie lêplek geskep het in die Joodse volk se denkrigting. Hoe kry jy dit uit? Hoe raak jy daarvan ontslae? En daarom so pragtig hierdie vers wat hy sê, in hom is alle dinge geskape wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye, owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Daar's nie 'n uitverkore gedeeltetjie wat ons kan sê net hierdie is nou Christus sin en hy is die koning hieroor nie. Hy is die skepper hiervan nie. Dit is mooi dat hy vir hulle dit probeer verduidelik. En dit sluit alles in. En nou hier kom die iets wat vir ons 'n bietjie nie altyd sin maak nie. Sienlik, met ander woorde, alles wat jy kan waarneem, is deur hom geskape. Maar Paulus maak die deur daar oop vir dalk vir die toekoms in ons tyd. Want in hulle tyd kon jy nie allerlei bakterieë en virusse en nog die sonnestelsels verder gesien het nie. Daar was nie daai verdere teleskope en al daai goede wat daarin was nie. En hy kom en hy sê, selfs die onsienlike, dit wat jy nie kan sien nie, met jou blote oog nie, dit het hy ook geskape. Maar dit verwys nie net daarna nie, dit verwys hier ook van, en ons weet mos, daar is engele. So, hulle is ook deur hom geskape. Dis nie dat iets anders dit laat ontstaan het of deur iets anders geskape is nie, maar alles deur Christus. En dan gaan hy verder en sê, trone sowel as heerskappye. Selfs die wat in beheer is, selfs hulle is deur hom geskape. Met hulle is ondergeskik aan hom. Alles wat jy sien en selfs wat jy nie kan sien nie, is ondergeskik aan die Skepper. Ja. En die Skepper is Christus. Dit is wat hy nou vir hulle baie duidelik laat verstaan hierso. En dan die laaste gedeelte van daai vers sê, alle dinge is deur hom. Met ander woorde, daar het nou niks ontstaan wat nie ontstaan het, wat hy nie gemaak het nie. En dan kom die tweede gedeelte en sê, nie net deur hom nie, maar ook tot hom. Nou daai tot hom geskape, kom daarop neer, dit is tot sy verheerliking, is dit geskape, sodat sy naam groot gemaak kan word. Right. So kom ons gaan aan na vers 17 toe. En hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. Dis vir my verskriklike mooi teksvers hierdie. Hy's voor alle dinge. Jy weet, ek het 'n sê ding, die mense leer ken my nou al daarvoor, dat ek sê die Here maak nie 'n plan nie, die Here het 'n plan. Jy moet die verskil moet jy mooi verstaan. So 'n krisis wat plaasvind op hierdie aarde, 'n krisis wat nou plaasvind in jou lewe. Dis vir jou 'n skok, dis nie vir die Here 'n skok nie. Die Here is nie onkant gevang met die dinge wat gebeur op hierdie aarde nie. Hy is voor alle dinge. Hy weet presies wat gaan gebeur. Hy's in beheer van dit, kan ek dit so stel, nê? En dan om te sê, en in hom hou alle dinge stand. So dis so mooi dat hy vir ons probeer verduidelik, die Here is die een wat beheer het oor alles. Hy is nog steeds in beheer van alles, maar hy's ook die instandhouer van alles. So dit is dis iets wat ons dalk nie aldag sê nie, ons erken dit, maar ons sê dit nie. Ons sê baie meer kere dat hy die skepper is, maar ons sê nie aldag dat hy die instandhouer daarvan is nie. Nou tog weet ons dit, maar ons moet dit bevestig. Kan ek 'n vraag vra? Dink jy daar's 'n rede hoekom Paulus hierdie paar verse vat om so breedvoerig vir die Joodse mense en vir die mense met wie hy hier praat, in die kerk van Kolosse praat, vir hulle te sê, dit is belangrik dat jy weet die Here is die skepper. Dis belangrik dat jy weet die Here hou alles in stand. Dis belangrik dat jy weet die Here is in beheer van alles. Niks is bo Christus nie. Want net die volgende vers is dit vir my so half of daai hele verduideliking vooraf nou gefokus word op 'n spesifieke rigting. Want die volgende vers sê hy, en hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Ja, en hier is 'n baie gedeelte ding. So hy het nou gekom en hy het eers baie mooi duidelik gestel, hoorie, hy het alles geskape. En alles is tot hom geskape. En niks wat geskape is nie deur hom geskape nie. En nou kom hy sê, onthou ons is nou in die kerk. Ja. So alles wat hier is, behoort ook aan hom. Ja. En is ondergeskik aan hom. So die apostels is nie die hoof van die kerk nie.
Die ouderlinge is nie die hoof van die kerk nie. Die diakens is nie die hoof van die kerk nie, soos in die nuwe kerk wel nog gestik is nie, nê? Hy sê hier, hy is die hoof van die liggaam. Nou, as ons daar lees in die hoof, dan moet ons nie altyd net dink van die hoof, die kop nie, maar hy is ook dan in beheer van die liggaam, soos in 'n maatskappy, soos in 'n weermag, die uitvoerende hoof. Hy is die hoof van daardie een. En dan kom ons lees net gou daar, hoofstuk 2, vers 10. Of kom ons lees vers 9 en 10. Want in hom woon al die volheid van die goddelike liggaam. Jammer, kom ons probeer hom weer. Want in hom woon al die volheid van die godheid liggaamlik. En julle het die volheid in hom wat die hoof is van alle owerheid en mag. Met ander woorde, daar sien ons, hy kom weer uit en hy sê, tweede gedeelte, hy sê, hy is die hoof. En in hom is al die volheid. Met ander woorde, vertrou ons dat Christus die skepper is? Ja. Vertrou ons dat hy alles nog in stand hou? Ja. Vertrou ons dat hy in beheer is van sy kerk? Dit is seker 'n baie goeie vraag. Is ek en jy nog geneig om dalk te sê, die Here kyk na die hele kosmos, die Here kyk na jou en na my, maar wanneer dit kom by die kerk en leierskap van die kerk en bestuur van die kerk, dan wonder ons nou so bietjie. Jy weet, ek enige iemand hoor sê, ons is baie lief vir die Here, niemand stry daarmee dat jy lief is vir die Here nie, maar ons vertrou hom nie altyd nie. En dit is presies wat Paulus hierop neerkom. Hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Nooit moet jy twyfel daaraan dat wanneer dit kom by die gemeente, wanneer dit kom by die kerk van God, kan jy nie vir 'n oomblik twyfel daaraan dat hy nie in beheer is van sy kerk nie. Ja, so hier moet ons ook dan net daai tweede gedeelte wat jy nou gelees het, net vir agterkom en sê, hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode. Met ander woorde, ons weet van tevore, daar's mense wat uit die dood uit opgewek is in die Ou Testament, en ons weet, Moses het ook daar, want hy is in die hemel, dit skryf vir ons later in die Bybel, maar hier sê hy is die eerste ene, nee, die eerstgeborene uit die dode. Met ander woorde, en hier sê ek altyd, ons moet net een ding baie mooi besef, Christus, toe hy die dood aan die kruis gesterf het hy nie die eerste dood gesterf nie. Hy het die tweede dood gesterf. Okay, so, nou gaan baie mense se wenkbraue op. Kom ons verduidelik dit. Wanneer jy die ewige lewe wil ontvang, want dit is waarvoor Christus vir ons gesterf het, sodat ons die ewige lewe kan kry, dan moet ons besef, dit moet 'n gelykop transaksie wees. So dit moet 'n ewige lewe wees, dan moet daar wat wees? Die ewige dood. Met ander woorde, die dood wat ons verdien, die dood wat ons veronderstel is om te sterf, vir ewig. Nie net hierdie kort aardse enetjie wat ons hier het nie. Dit het Christus vir ons gesterf. So hy was die eerste ene wat uit daardie dood uit opgestaan het. Daarom het ons in die toekoms 'n werklike kans om redding te ook ontvang. die ewige lewe te kan ontvang. Sure. Soos hy daarop uit op te staan. En dit sê daarso, sodat hy in alles die eerste kan wees. Nou ek wil amper lees in daai eerste, nie net eerste soos in eerste nie, maar ook eerste soos in die beste. Ja. Sodat hy in alles eerste kan wees. Vers 19 gaan aan en dit sê daar vir ons, want dit het die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen. So, hier kom Paulus nou terug, hy sê, maar Christus het vir ons gesterwe, dit is genoeg, hy het die begin, in Openbaring lees ons, hy is die Alfa en die Omega van ons verlossing, en hier kom en hy sê, want dit het die Vader, met ander woorde, God die Vader behaag, dat hy in Christus Jesus die ganse volheid sou woon. Met ander woorde, as ons Christus sien, en die apostels het hom fisies gesien, maar ons sien hom deur die woord van God, oor wie hy werklik was. En as die volheid van God, die volmaaktheid van God in hom gewoon het, dan behoort ons ook te weet
hoe God is. Dit is nou presies wat ons spring nou terug na ons eerste vers basies, nê. Wat baie mooi is van hierdie gedeelte, dit klink bietjie teer mekaar, maar dit is nie regtig so moeilik om te verstaan nie. Wat hulle regtig basies hier vir ons sê, is dat die Vader het gesorg dat hy homself toelaat, kan ek nou maar so stel, dat daar toegelaat word dat die volheid van die Godheid in Jesus Christus sigbaar was vir die mensdom. Die volheid van die Christen van die Godheid was sigbaar deur Jesus Christus. En dan sê hy dat hy deur hom alles met homself sou kon versoen. So die volheid van die Godheid was in Christus teenwoordig en sigbaar, sodat alles wat die mensdom nodig sou hê om verlossing te kon ontvang, opgevang was in daardie daad van verlossing wat Jesus Christus gegee het. Alles was daar wat nodig was. Hy het die volmaaktheid gebring, wat soos jy gesê, die enigste prys was, wat kon betaal word vir ons sondes. Met ander woorde, nou kom ons weer daar met hierdie ding wat Paulus in die eerste paar verse probeer sê. Dan sê hy, in hom het alles tot stand gekom. Deur hom het alles tot stand gekom. Nie net dit wat ons sien nie, maar selfs die verlossingsplan. En tot hom het dit ook tot 'n einde gekom. Met ander woorde, weer eens, hy het dit begin, hy gaan dit eindig. Al wat ons kan doen, is om dit aan te neem. En dan daai laaste gedeeltetjie, sê daar vir ons, die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele. Met ander woorde, hy het daai versoening gebring. En selfs die werk wat hy hier op aarde kom doen het, en die werk wat hy verder gaan voortset het in die hemele, het alles deur hom gekom. So met ander woorde, nou kom ons by daai punt uit van sê, deur genade is julle dit gered, en deur die geloof. Met ander woorde, niks kan ons vir onsself doen nie, maar net as gevolg van wat Christus vir ons gedoen het. Nie net eers geskape en dan gered. Ek weet nie hoe om dit meermale te sê nie, want dit is dis waar al hierdie dinge neerkom. Wat vir my pragtig is, hierdie eerste verse, kom ons trek net gou alles so bymekaar. Paulus neem tyd om vir hulle te vertel presies wie en wat die Godheid is. Wie's Christus, wie's die Vader? Hoe kan julle sê julle weet nie wie die Vader is nie? Julle Christus gesien het, alles was in die Godheid, was in hom ook saamgevat, dat julle tot die Vader kon verstaan. En dan kom hy sê, maar dit is belangrik dat julle dit verstaan, want die kerk se sentrale boodskap is juis dit. Ja. Hierdie gemeente, hy's die hoof van hierdie liggaam, hy's die hoof van hierdie gemeente. Dit is julle boodskap. En as julle dit nie begryp nie, dan gaan die gemeente 'n verwronge boodskap hê wat hulle gaan verkondig. En 'n verwronge beeld uitdra na ander toe. En 'n verwronge beeld uitdra, want dis hoekom hy sê in vers 20, dat hy deur alles homself se versoen, nadat hy die vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis, en ek sê vir hom, die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele. Dit is hierdie konsep van hy was die skepper, maar hy's ook die hoof van die heerskapye, van die owerhede, van die magtinge, van die engele, van die trone, van alles wat sienlik is, van alles wat onsienlik is, en ook van die kerk. Dis die sentrale boodskap van verlossing, want as gevolg daarvan verstaan ons die kruis. Ja. En as gevolg van ons die kruis dan verstaan ons die opstanding. En as ons die opstanding verstaan, dan verstaan ons die verlossing wat daarmee saamkom. So, baie belangrik dat Paulus vir ons hierdie verse so mooi uiteensit, dat hy eintlik half smeek by sy mense, is jou boodskap wat jy verkondig suiwer? Het jy vertroue in die Here, of is jy maar net lief vir hom? Ja. Vertrou jy hom hiermee saam, want hy is die hoof van alles. Ja. En dan net om mee af te sluit, daar is net een wat hierdie verlossing vir ons kon gebring het. Dit is Jesus Christus. En ons het dit soveel maal al gehoor, maar ek gaan dit nou weer sê. 100% mens, het gelewe as 'n mens 100% hier, maar hy is ook 100% God.
En terwyl hy op aarde was, het hy geen van sy goddelike krag gebruik om dinge te doen nie, maar hy het dit ontvang van die Vader af deur die Heilige Gees. En Christus het daardie voorbeeld vir ons kom lewe, om vir ons te wys dat ons ook deur die Vader, deur sy Gees, dieselfde lewe kan lei. Nou ja, dit is nie aldag vir ons moontlik nie, want ons wil mos ons eie paadjie volg en ons eie koppe altyd volg. Dat En moet ons nie wil woorde- onsself nie onderwerp. Ja, ek wil sê, dis dalk nie altyd vir ons maklik nie. Dis vir ons moontlik, want deur die Gees. soendood van die Here en deur die inwerking van die Heilige Gees is dit vir ons moontlik. Maar ons ag dit as nie maklik nie, want ons dink so verskonings uit. Ja. Oor hoekom ons nie die pad kan wandel wat Christus gewandel het nie. En hier kom die laaste gedeelte nou net so by my op wat sê, Christus is die een waarna ons moet kyk. Al dink ek en jy, hoe wonderlik ons ook al lewe, en hoe sonder sonde ons ook al dalk mag wees, jy gaan nog steeds tekortskiet aan die voortreffelikheid, aan die heerlikheid van Christus. Want daar is net een wat dit kon gebring het. En dis die enige gebore, die unieke een, 100% God, 100% mens, Jesus Christus, wat dit vir jou en vir my kan gedoen het. So dit is Christus, en dis wie hy vir ons is. Kom ons vat hom weer in hierdie volgende week, en ons maak seker, dat ons met 'n, sal ek sê, passie, met 'n doel, Christus eerste stel, en hom nog meer voortreffelik aanskou, as wat ons dit dalk in die verlede gedoen het. Absoluut. Renée, dit was goed om saam met jou te wees, dit was goed om in julle voorkamers te kuier. Kom ons sluit af met 'n gebed. Here, ons sê vir U baie dankie, dat ons hierdie woorde van Paulus weer eens kon lees. Wat hy vir die gemeente geskryf het, dat die gemeente moet besef, dat Christus van die begin af daar was, gelyk aan die Vader, maar dat alle dinge in hierdie skepping het deur hom ontstaan en tot hom dat sy heerlikheid getoon kan word. Maar nie net in die dinge wat daar buitekant is in die wêreld nie, maar ook so hier in die gemeente is hy die hoof van hierdie gemeente en hy wil ons almal na hom toe trek. Mag ons sy voortreffelikheid aanskou en net in sy skaduwee wandel. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen.